Vandag gaan ons gesels oor talespraak, die gawe van talespraak. So, as julle almal hier uitstap, praat elkeen van julle vandag in tale. Nee, ontspan, dis nie so nie. So, ons is nog steeds in Handelinge 2. Maar ek het net gevoel, ek wil graag bietjie oor talespraak praat, omdat dit een van die verskynsels was in die boek Handelinge, wat ons telke male gesien het, wat gebeur wanneer ons die boek Handelinge lees. Nou reg in die begin daar, op die dag van Pinkster, toe die kerkera begin het. Kyk, ons leef mos nou in die kerkera, né? Die dag toe Pinkster gebeur het, en die Heilige Gees uitgestort was, het die kerk ontstaan. En ons lewe nou in daai tydperk, en dit sal eindig met Jesus se wederkoms. Op daardie dag was daar, toe die Heilige Gees uitgestort was, 3 dinge wat gebeur het. Daar was 'n geweldige rukwind, tonge van vuur, soos van vuur het op mense geval, en hulle het in vreemde tale of in ander tale gespreek. En die praat in tale het weer gebeur, verder in die boek Handelinge, in die kerk. Ons sien nie weer 'n geweldige rukwind by 'n plek nie, en ons sien ook nie weer tonge van vuur nie. So hierdie gebeurtenis of hierdie verskynsel van tale praat, het 'n paar maal gebeur, en wanneer ons aan die woord kyk, hoe is dit nog toepaslik vandag op ons as die kerk? Wat moet ons daarmee maak? Wat is tale? Ek dink dit is 'n taal waar die mens wat dit spreek nie verstaan nie, en dit word deur God gegee vir gebed en vir lofprysing. En vandag gaan ons kyk na 'n paar vrae soos, is dit steeds vandag nog beskikbaar? Moet elke gelowige in tale praat, en waarom gee God die gawe van tale aan mense wat dit nie verstaan nie? Kom ons lees gou daar in Handelinge 2 vers 4, 'n paar verse waar ons sien hierdie gebeur het. So, buckle up, hier kom dit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Met ander woorde, die mense wat nou hierdie tale praat, hierdie bestaande dialekte. Hoe kan dit wees dat hulle in daai verskillende tale kan praat, want hulle is Galileërs en hulle ken nie die tale nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. So dit was 'n vreemde verskynsel, en die mense wat daar was, het gewonder daaroor. Maar dit was die Heilige Gees wat oor hulle gekom het. En toe die Gees oor hulle kom, was hulle bemagtig om in ander tale te praat. Jesus het ook hierdie belofte gegee aan die kerk, of aan sy disippels, en aan die 120, voor hy opgevaar het hemel toe. Hy het vir sy disippels gesê daar in Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Onthou, nadat Jesus opgestaan het, het hy vir 40 dae verskeie kere aan verskillende mense verskyn. En hy het een keer, dit was kort na die opstanding, het hy verskyn aan sy disippels. En hulle het nogal gewonder, is dit Jesus? Wie is hierdie? Is dit sy engel? Toe sê Jesus, nee, dis ek. Hier is my wonde. En hy wys vir hulle die wond veral in sy sy. Toe het hulle hom herken. Sê hulle, dis Jesus. En daar het hy vir sy disippels gesê, ontvang die Heilige Gees, en toe blaas hy oor hulle. En daar het die disippels eintlik wedergeboorte ontvang, want dit was die eerste maal waar hulle kon glo in Jesus as gekruisigde en opgestane seun van God. En hy blaas oor hulle en ontvang toe die Heilige Gees, en later, toe hy weer aan hulle verskyn het, toe sê hy vir hulle, want Johannes het met water gedoop, maar ek gaan julle met die Heilige Gees doop, en nie lank van nou af nie,
gaan die Heilige Gees uitgestort word, julle moet gaan wag in Jerusalem, in die bofortrek. So as ek hierdie verse lees, dan wil dit vir my voorkom asof daar twee dinge is, twee gebeurtenisse wat plaasvind met die gelowige, wanneer hy sy lewe vir die Here gee. In die begin met wedergeboorte, ontvang hy die Heilige Gees, en daar is daar 'n addisionele insident, waar die gelowige gedoop word met die Gees. Dan wanneer hy gedoop word met die Gees, ontvang hy krag, om 'n getuie te wees, om sondes te oorkom, maar dit is ook wanneer die gawes van die Gees uitgestort word in die gelowige se lewe. Wanneer hy dit ontvang, en onder andere is tale deel van dit. Nou kom ek verduidelik verder, hoekom sê ek so? Want verder in Handelinge, daar in hoofstuk 8, vers 14, skryf Lukas daar, en hy sê, en toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. So hulle het gehoor, daar's mense in Samaria wat gelowiges geword het. Toe sê hulle, okay, kom ons stuur vir Petrus en Johannes na hierdie Christene toe, na daai dorp toe. Vers 15, hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. So hulle was Christene gewees. Hulle het die Heilige Gees ontvang. Maar Johannes en Petrus het vir hulle na dit gaan bid, sodat die Heilige Gees op hulle kan val. Hulle het toe die hande op hulle gelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou, so in hierdie geval verwys dit na Christene. Mense wat reeds gelowiges was, wat alreeds die Heilige Gees ontvang het, want ons kan nie, dit kan verwarrend wees hierdie verse, want mense kan nou dink, maar hoekom, hulle is dan Christene, hoekom het hy vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees ontvang? En ons moet mooi gaan kyk na die oorspronklike Grieks ook, want die woord sê tog vir ons, as jy wedergebore word, as jy jou lewe vir Jesus gee, ontvang jy die Heilige Gees. 'n Christen is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Gees woon in jou. Ek meen, Paulus gaan so ver in Romeine 8 vers 9 sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So as jy 'n Christen is, het jy reeds die Heilige Gees ontvang. En die verwarring oor die ontvang van die Heilige Gees en die doping van die Heilige Gees met die gawes het ontstaan as gevolg van die verkeerde vertaling van die Grieks na Engels toe. Omdat die Griekse grammatika verkeerdelik toegepas was. Sien, daar's gelowiges wat glo dat die gawes van die Heilige Gees beëindig was toe die laaste apostels gesterf het. Toe sê hulle, die gawes het geëindig daar. Hulle glo ook, die gawes het opgehou toe ons die volledige Bybel ontvang het, van Genesis tot Openbaring. So dis nie meer nodig vir die gawes nie, want ons het nou die Bybel, die volledige woord van God. So, maar volgens my is dit nie noodwendig akkuraat nie, want ons sien daar in vers 15 en 17, ek gaan dit nou mooi verduidelik, die woorde, die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, vers 17, hulle het al toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Daar's twee maniere waarop hierdie woorde in Grieks geskryf kan word. Dit kan geskryf word met 'n bepaalde lidwoord of sonder 'n bepaalde lidwoord. Bepaalde lidwoord in Engels is definite article. So wanneer daar in die Grieks geskryf word, net soos in Afrikaans, dink ek is lidwoorde nogal belangrik. So in Grieks word die identiteit aangedui deur 'n bepaalde lidwoord. Soos byvoorbeeld as ek sê, gee vir my 'n mikrofoon aan, kan dit enige mikrofoon wees. Maar as ek sê, gee vir my die mikrofoon aan, dui dit op 'n spesifieke mikrofoon, nee. As daar in Grieks nie 'n bepaalde lidwoord voor die selfstandige naamwoord geplaas word nie, word die kwalitatiewe aspek van daai selfstandige naamwoord, van daai noun, word die
klem op dit gelê. Wat ek daarmee bedoel is, dis 'n reël, dis 'n reël in Griekse grammatika, gaan kyk maar, as daar nie 'n lidwoord is nie, word die klem geplaas, die fokus geplaas op die eienskappe van die selfstandige naamwoord. As daar nie 'n lidwoord is voor die woorde Heilige Gees nie, verwys dit nie na die Heilige Gees as persoon nie, maar na die eienskappe van die Heilige Gees. Dit verwys na wat die Heilige Gees doen, sy attribute, sy kwaliteite. So in Handelinge 8 vers 15 en 17 waar daar staan die Heilige Gees, in die oorspronklike Grieks is daar nie 'n bepalende lidwoord voor die woorde Heilige Gees nie. Maar toe dit later vertaal was in Engels, toe het hulle daardie woord die, of daai lidwoord die voor Heilige Gees geplaas. So in die oorspronklike Grieks word die klem dan geplaas nie op die spesifieke persoon soos die Heilige Gees nie, maar die klem word geplaas op die eienskappe van die Heilige Gees. Hulle het gebid dat hulle die geestelike gawes moet ontvang dan in hierdie aspek, of in hierdie konteks. Hulle het gebid dat hulle die attribute van die Heilige Gees moet ontvang in hierdie konteks. So toe hulle vir hulle gebid het, vir daardie gelowiges in Samaria, het hulle reeds die Heilige Gees ontvang, en toe hulle die hande op hulle lê, en gesê, ontvang nou die Heilige Gees, as jy die Grieks gaan lees, bedoel dit eintlik, word gedoop met die Heilige Gees. Ontvang nou die gawes van die Heilige Gees, as jy dit binne konteks lees. Ek meen, die verse na hierdie, help ons ook om dit beter te verstaan, want Simon die towenaar, het toe vir Petrus en Johannes gesê, hey, ek wil ook hierdie vreemde verskynsels of hierdie bonatuurlike werke, ek wil dit ook hê, ek wil ook mag hê om vir mense te kan bid, sodat hulle dit kan ontvang, want hy het iets gesien, hy het hierdie gawes gesien, opereer, onder die gelowiges, toe daar vir hulle gebid was, want hulle het in tale gepraat, hulle het geprofeteer, toe sê hy, joh, ek wil ook hierdie wonders en tekens hê. Hy was bestraf en sê, nee, jy kan dit nie hê nie, maar hy was bereid om hulle te betaal om dit te kry. So die ontvang van die Heilige Gees met wedergeboorte is 'n aparte gebeurtenis as die doping van die Heilige Gees. En dis waar ons krag ontvang vir hierdie geestelike gawes en krag ontvang om getuies te wees. En die gawes van die Heilige Gees word dan werksaam, aktief in die gelowige. En in die vroeë kerk was die gawes van die Heilige Gees baie belangrik. Dit is baie belangrik vir die gelowiges. En ons sien telke male hoe die gawes van die Gees in en deur die gelowiges gewerk het. Tot stigting van die liggaam en ook tot uitbreiding van die koninkryk, want daar was ongelowiges wat getref was deur dit. En ek gaan nou dit beter verduidelik. So wat is tale dan? Talespraak is hemelse tale wat die spreker nie verstaan nie. Wat God aan die gelowiges gee om in gebed of lofprysing te gebruik. Die gawe van tale word in die skrif verskeie maal genoem. Ek weet Markus 16 vers 17 sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Ons lees ook verder daarvan in Handelinge, in 1 Korintiërs 12 en 14, en in 1 Korintiërs 14 gee Paulus riglyne vir die gebruik van die gawe van tale. So dit was 'n algemene gawe, 'n verskynsel wat voorgekom het in die vroeë kerk. Nou is die gawe van tale beperk net tot die vroeë kerk dan. Het dit verbygegaan. Kom ek lees vir julle 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. So, ons kyk en ons sien daar in vers 10, dat die gawes gaan tot 'n einde kom, of gaan beëindig word, wanneer die volmaakte gekom het. So wat is hierdie volmaakte dan? Sommige glo dat dit die Bybel is.
Die volledige skrif, soos wat ons dit vandag het, van Genesis tot Openbaring. Baie glo dit, en baie glo dat dit die era van die apostels is, wat tot 'n einde gekom het, en toe die volmaakte gekom. So, dis nou nie meer nodig vir die geestelike gawes nie. Nou, hierdie interpretasie was eintlik 'n reaksie op 'n herlewing wat plaasgevind het in 1906. In Los Angeles, het jy al gehoor van die ek hoop ek spreek hom reg uit, Azusa straat herlewing in Los Angeles. Dit vir 3 jaar aangehou. Dit was ook die ontstaan van die Pinksterbeweging. Die Pinksterbeweging het daar ontstaan en op reaksie van dit, omdat daar geestelike gawes wat geopereer het gedurende daai herlewing, was daar fundamentaliste wat nie so baie gehou het van dit nie, want dit het dan bietjie wanordelik gelyk en dit was net nie reg nie. En vir die eerste keer het teoloë begin om hierdie verse te interpreteer op so 'n manier, as hulle sê nee, dis 'n bewys, die volmaakte het gekom en nou is die geestelike gawes nie meer nodig vir vandag nie. Dit het tot 'n einde gekom. Maar voor die 1900s, gaan kyk maar, het die kerkvaders, teoloë en kommentare, het hulle saamgestem dat die gawes werksaam is in die kerk en dat dit moet aanhou, dis nodig in die kerk, God gebruik dit. Deur die Heilige Gees werk hy in en deur ons en die gawes is daar tot opbouing, tot stigting van die liggaam en dis nog steeds relevant vandag. Nou, ek glo dat die woord, die geïnspireerde woord van God is, moenie my verkeerd verstaan nie. Dit is die absolute waarheid van God, maar ek glo nie dat daai woord volmaakte verwys na die Bybel nie, of na die apostel-era wat geëindig het nie. Hoekom sê ek so? Hier kom die konteks, kom ons lees die volgende 2 verse, 1 Korintiërs 13 vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So ons sien 2 maal in vers 12, praat Paulus van nou en eendag. Nou sien ek in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Ons hy praat hier van die lewe nou op aarde, en hy praat van die lewe in die hemel, later in die hemel. Want ek meen, dis eers later in die hemel waar ons God van aangesig tot aangesig gaan sien. Nou ken ons ten dele, maar eendag wanneer ons in die hemel is, gaan ons ten volle ken. Ek weet nie van julle nie, want as ek so kyk na die wêreld, lyk dit nie volmaak nie. Ek ken ten dele, God sê my gedagtes is ver bo jou gedagtes. My wee is ver bo jou wee. So, daai volmaakte verwys na die tydperk wanneer Jesus gekom het en wanneer ek en jy saam met ons koning gaan wees. Saam met die koning van die konings, ons skepper, dan gaan dit volmaak wees. Want in die hemel, ouens, gaan ons nie meer die geestelike gawes nodig hê nie. Ek dink gemooi, ek gaan nie genesing nodig hê in die hemel nie. Dit gaan nie nodig wees om enige iemand te evangeliseer in die hemel nie. 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid gaan nie meer nodig wees nie, want ons gaan alles weet, ons gaan verheerlikte liggaam hê, ons gaan by ons koning wees. En so, by familiehuis, glo ons dat die gawes nog steeds relevant is en werksaam is in die kerk vandag. Maar dit is belangrik dat dit reg aangewend moet word. Paulus het vir die kerk in Korinthe geskryf, ouens, wag nou so 'n bietjie. Julle raak weird en net buitengewoon strange, as ek die woord kan gebruik. Hier is die manier hoe die gawes in die kerk moet opereer. Wees versigtig. So daar is 'n regte manier hoe dit aangewend moet word. En ons plaas ook nie onnodig klem op die gawes nie, of buitengewoon klem op die gawes nie. Want dit kan lei na geestelike hoogmoed.
Onthou, geestelike gawes is nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. En is dit nie so, wanneer ons as gawes sien opereer in die kerk deur 'n sekere persoon, is dit so maklik, dan word daai persoon opgehemel, nê? As hy vir jou bid, man, dan slaan jy sommer om, jy val om in die gees, as daai ou vir jou bid. En dit wys net vir my, die klem word dan op die persoon geplaas. En ons moet versigtig wees vir dit, want die klem moet altyd op God geplaas word. En in elk geval in die skrif, dink ek, die vrug van die gees is 'n teken van geestelike volwassenheid. Nie die gawes nie. En ons moet altyd daai onthou, altyd wanneer ons kyk na die gawes. So, kom ons gaan verder. Ek wil gou net 3 verskillende uitdrukkings van tale met julle bespreek vanoggend. Soos dit voorkom in die boek Handelinge. Die eerste een is persoonlike tale. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot en met vers 4. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar die Gees spreek hy, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging, maar hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So daar's persoonlike talespraak, dis die uitdrukking van dit, en hierdie tale is tot opbouing en tot stigting van die gelowige. Gewoonlik vir die gelowige, dit stig hom. Daar's geen uitleg nodig nie, en dit word alleen deur God verstaan. Ouens, daar's baie maal in my gebedstyd, in my stilte tyd, veral wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, ek weet nie eers wat om te bid nie. Was iemand al by so 'n plek? So 'n plek in jou lewe wat jy nie eens weet wat om te bid nie. Jou lewe is net deurmekaar, jy voel vasgedruk, jy voel vasgevang, jy weet nie watter kant toe nie, jy word gekonfronteer met soveel negatiewe dinge in jou lewe, en een van die beste dinge wat regtig help vir my, is ek net in my binnekamer gaan, ek sit vir my worship musiek aan, en ek begin net in my hemelse taal te bid. Ek sê vir jou ouens, binne 'n paar minute voel ek net hoe God my kom stig en opbou en hoe my gees gelig word. My probleem verdwyn nie noodwendig nie, maar ek word opgelig deur die Gees. God se Gees kom en werk in my en ek het 'n vrede en 'n hoop wat mense nie verstaan nie, want ek is gestig deur die Gees. So op so 'n manier kan ons ook die tale gebruik, die persoonlike tale. Dan is daar tale van bestaande dialekte, wat ons gesien het in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort was, Handelinge 2 vers 7, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Nou, dis nogal interessant, as jy daai skrif lees, is daar dalk 'n moontlikheid, dat hierdie ouens wat ander dialekte gepraat het, dalk kon die tale, die Heilige Gees kon daai tale op so 'n manier vir hulle uitlê, dat hulle dit gehoor het in hulle eie taal. Dat daai disippels nie noodwendig presies in hulle taal gepraat het nie, maar hulle kon in 'n hemelse taal gepraat het, en hulle het dit gehoor. So hierdie tale van bestaande dialekte is 'n uitdrukking wat ongelowiges bevoordeel. Want op die dag van Pinkster was dit 'n klomp ongelowiges wat die evangelie of goeie dade van God gehoor het in hulle eie taal. En hulle was beïndruk met dit, sê, wow, dit is fantasties wat hier gebeur. En Petrus het opgestaan in die evangelie verkondig, en daai ouens het tot inkeer gekom. So hierdie manier van tale het ongelowiges bereik, en bereik ook ongelowiges, en so 'n uitleg is nie noodwendig nodig nie, dit word bonatuurlik verstaan deur ongelowiges. Daar is getuienisse ook in vandag se dae, waar mense in 'n taal gepraat het, waar ander mense in die diens dit kon verstaan in hulle eie dialek.
dit het ook al, ek het verskeie getuienisse al gehoor van dit, so daar is so verskynsel ook van tale. En die derde een, ek sluit af met hierdie ene is profetiese tale. 1 Korintiërs 14 vers 26, hoe staan die saak dan broeders, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, laat alles tot stigting geskied, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 of by beurte, en laat een dit uitlê. So wanneer daar profetiese tale is, stig dit die gemeente, want daar moet 'n uitlegging wees, nê. Dit moet uitgelê word en dan bou dit en stig dit die gemeente. So dit word deur die gemeente verstaan wanneer dit dan uitgelê word. Nou, ek dink Paulus skryf ook, sê ons wees nou versigtig, as almal gelyk opstaan en begin profeteer in tale, gaan daar chaos wees. So een op 'n slag. En dan moet dit uitgelê word, dis baie belangrik. Hy bring orde en hy skryf groot deel in 1 Korintiërs skryf en hy lê dit mooi uit wanneer ons saamkom as gelowiges in 'n publieke byeenkoms as Christene, is dit hoe hierdie gawes moet opereer, anders gaan daar chaos wees. En wanneer dan hierdie profetiese taal uitgelê word, gaan dit tot stigting wees van die liggaam. Nou, persoonlik dink ek ook dat tale, persoonlike tale, in 'n diens, kan tot stigting wees ook, as dit ordelik plaasvind, op die regte tyd. Daar was al kere gedurende die aanbidding, wat ek in my hemelse taal God aanbid het, waar meer as een persoon in hulle hemelse taal gelyk saam God aanbid het. En dit was tot opbouing, tot stigting van die gemeente. Want in 1 Korintiërs 14 vers 15 lees ons dat, ek sal met die gees bid, en ek sal ook met die verstand bid. So dit kan tot stigting wees van die liggaam ook, as dit reg gebruik word. Ek meen, in die boek Handelinge was daar verskeie geleenthede waar daar gebid was vir mense en hulle almal het gelyk saam in tale gebid. Nou waarom gee God die gawe van tale? Ek dink dis 'n hulpmiddel vir gebed en lofprysing, maar ook om gelowiges geestelik te bou. Selfs als verstaan hulle nie die taal nie. Dis 'n gebedstaal. Daar was al kere wat ek gevoel het, ek wil intree vir 'n sekere saak. En ek wil graag God se wil bid in die situasie, maar op hierdie stadium weet ek nie wat God se wil is nie, maar ek wil in die gaping staan vir iemand oor 'n sekere situasie, en dan het ek in die gees gebid. Ek sê, Vader, ek wil intersessie doen oor 'n sekere saak vir 'n sekere persoon, en ek vra U dat U my sal lei deur die gees om U wil te bid in die situasie. Dan het ek in die gees gebid in my hemelse taal. En dan ook die gawe van tale is ook 'n manier hoe ons baie keer wanneer ons by 'n punt uitkom waar ons voel ons bestaande dialek, my Afrikaans of Engels is beperk. Ek het nie genoeg woorde om God regtig te vertel hoe lief ek vir hom is of hoe dankbaar is ek teenoor hom nie. Dan sal ek oorgaan in my hemelse taal en net op so 'n manier dit doen. Ek weet die van julle wat getroud is, weet ook al, nê. Soms is dit moeilik om reg te kommunikeer, nê. Jy kan jouself nie uitdruk nie. Jy weet nie om jouself uit te druk nie. Dit is soms 'n uitdaging. Al is albei van julle Afrikaans. Weet nie van julle manne of julle weet waarvan ek praat nie, nê. So en ek dink in die gees baie keer is dit ook so, Here, ek weet nie om myself uit te druk nie. Al wat ek kan doen is om 'n hemelse taal te bid tot eer van U naam en net U naam groot te maak, of U te vra en intersessie te doen en U wil te bid in 'n sekere situasie. Moet ek in tale spreek? Nee. Nie elkeen moet in tale bid nie, maar ek glo wel die uitdrukking van persoonlike tale is beskikbaar vir elkeen van ons. Die gawe van profesie, tale wat uitgedruk word deur middel van profesie, is noodwendig nie 'n gawe op elke persoon nie, maar persoonlike tale glo ek is. As jy dit verlang, as jy dit graag wil hê, is dit vir jou, is dit tot jou beskikking en jy kan dit gebruik. Jy sien, ons moet nie verward raak en dink, as ek nou byvoorbeeld, kom ons sê nou, ek het die bediening van 'n evangelis.
dat ek nie noodwendig lering kan gee nie, want die bediening van die evangelis is op my, so ek kan nou nie eintlik lering gee nie, want die bediening van 'n leraar is nie op my nie. Soms gebruik God my om lering te gee, al is die bediening van die evangelis my sterkpunt. Ek dink baie van julle sal getuig, al het jy 'n gawe van die Gees, kom ons sê nou die gawe van die Gees is jy het die gawe van wysheid. Dis nie te sê dat jy nie met tye ook die gawe van kennis kan openbaar nie. Maar die gawe van wysheid mag dalk jou sterkpunt wees. Of die gawe van profesie, deur taal is jou sterkpunt, is nie te sê dat jy geen ander gawe kan gebruik nie. So ons moenie 1 Korintiërs 12 vers 29 tot 30 verkeerd verstaan nie. En die gawes is tot ons beskikking. Dat God wil dit gebruik, God wil jou gebruik in en deur jou werk tot opbouing, tot stigting van die liggaam, sodat sy naam verheerlik word in die proses. En dis iets wat nie verlore moet gaan nie. En dit is bonatuurlik. Natuurlik is dit bonatuurlik. Jy weet, die werking van die Gees is belangrik in elke gelowige se lewe. Die Heilige Gees wat beweeg is belangrik. Net so belangrik as wat die woord is, gesonde lering is die Heilige Gees ook belangrik. Ons kan nie die een bo die ander een plaas nie. Om David Pawson sê dit so mooi, the Spirit alone blows you up, and the word alone dries you up, but the word and the Spirit grows you up. Albei is belangrik, daar moet 'n balans wees. So is tale, hier is my heel laaste punt, is tale 'n bewys van die doop met die Heilige Gees? Dit kan 'n bewys wees. Maar moet nou nie dink wanneer jy gebid word dat jy gedoop word met die Heilige Gees en jy praat nie in tale dat jy dit nie ontvang nie. Nee. Wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, ontvang jy die krag wat nodig is om 'n getuie te wees. Is nie 'n vereiste dat jy nou in tale moet praat nie, maar tale kan 'n bewys wees van dit. Maar dis nie die enigste bewys nie. 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Ek dink die ware bewys vir die doop van die Heilige Gees is liefde. 1 Korintiërs 13:13 en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Is die liefde. So as jy 'n behoefte het om in tale te praat en daai gawe te ontvang of daai uitdrukking van die Heilige Gees in jou lewe, vra God net. Moenie laat jou eie ek in die pad kom daarvan nie. Of jou verstand in die pad kom, jou eie intellek in die pad kom nie. Die woord sê, iemand wat in 'n taal bid, verstaan dit nie, dis al. Dit beteken dat jy in 'n beswyming raak, of op een of ander geestelike trip gaan, voor jy in tale kan praat nie. Dit beteken eenvoudig net, jy verstaan dit nie, jou verstand is onvrugbaar. En dis tot ons almal se beskikking, as jy 'n behoefte het om hierdie te ontvang, sal God dit vir jou gee. So moenie laat jou eie intellek in die pad kom daarvan nie. Dit is bonatuurlik. Dit is 'n vreemde verskynsel en aanvanklik gaan dit vir jou vreemd klink. Maar dit is tot opbouing, tot stigting in my eie geestelike lewe, is dit 'n belangrike aspek en dit het my al baie versterk in my wandel in Christus. So, ek wil, as daar iemand is wat 'n behoefte het of wat graag in tale wil praat en daai gawe wil ontvang, 'n mens welkom, ek sal graag saam met jou wil bid. En so, as ons nou afgesluit het, jy is welkom om nou met te kom en ek sal gebed saam met jou wil doen, as jy graag dit wil ontvang. Die Here is getrou en hy sal dit vir jou gee. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie, Here, dat ons vanoggend lekker saam kan kuier as gelowiges in die woord. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Dankie, Here, dat ons hierdie gawes wat U vir ons gegee het, dat ons dit kan gebruik tot eer van die naam en dat ons mekaar kan bou en stig daardeur, Here. Ek wil vra dat U ons sal lei, dat ons sensitief sal wees vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Dat ons harte oop sal wees om dit te ontvang en bereid sal wees om gebruik te word as instrumente in U hand. Ek dank U daarvoor, Here.
Dankie dat U Gees ons lei, Here. Dankie dat U Gees ons leer, ons bemoedig, ons versterk, Here. Ek dank U daarvoor, Vader. Seën elke persoon wat vandag hier is, Here. Ek bid vir 'n sensitiwiteit vir die werking van die Heilige Gees in hulle lewens, Here, in Jesus naam. 'n Verdieping in hulle geestelike wandel met U, Here. Ek dank U daarvoor, Vader. Ons loof U, ons aanbid, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.